Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek gesels op 'n stadium met 'n jong man, maar verwese, en ek kan sien hierdie man is verniel en hy's so verstote en ek kry hom jammer en ek begin met hom te gesels en ek vra vir hom, waaroor gaan jou lewe? Wat is aan die gang in jou lewe? En ek kan sien dinge lyk nie lekker in jou lewe nie. En hy laat my verstaan, hy's 'n gegradueerde persoon wat 'n groot besigheid op 'n stadium gehad het en dit het baie goed gegaan in sy huwelik en sy kinders is almal voorspoedig geweest en skielik toe begin hy met 'n slegte gewoonte en die dwelms het hom begin klaarmaak. Hy sê vir my, ek het 'n slaaf geword van dwelms en die dag toe ek 'n slaaf geword het, het dinge begin agteruit gaan en nou het ek verloor my besigheid. My kinders praat nie met my nie, alhoewel hulle nog jonk is. My vrou wil niks meer met my te doen hê nie en ek is op straat, heeltemal verwese. Hoekom? Uit 'n slaaf geword van hierdie goeders. Het jy geweet Jesus kan enige iemand bevry uit slawerny? Jy kan die grootste slaaf wees van wat ook al. Miskien is jy 'n dobbelslaaf. Miskien is daar ander goeders wat jou 'n slaaf gemaak het en jy sit in hierdie slawerny en jy voel jy gaan nooit hier uitkom nie. Ek kan jou verseker, Jesus sal jou losmaak van slawerny. En nou doen ek iets wat ek normaalweg nooit doen nie. As jy wil graag loskom van slawerny en jy het 'n persoonlike gebed nodig, hierdie is my nommer, julle het my nommer en julle is baie welkom om my te skakel en ek kan vir u 'n gebed doen. En met die Here is afstand geen probleem nie, hoe ver dit ook al kan wees, al is dit net telefonies, maar kom los van slawerny. Moenie 'n slaaf wees nie, kom los. Herlewingsgroete.